Toe jy met die repertoire begin het, wat was hy se song? Hou net aan, iets soos hy net. Toe hy song sing, sê ek vir juffrou, dis die confirmation van die boodskap. En ek gaan sien hoekom sê ek so. En ek gaan vir Grootboom vra my titel op te sit vanmôre vir u. Die titel van my boodskap vanmôre sê laat my toe om almal weer eens te groet in Jesus wonderlike naam. Ons probeer vanmôre dat die Here vir ons gaan seën. Die gedagte wat ek vanmôre saam vir u wil deel is: hou net aan. Dit gaan kom. Ek wil hê jy moet weer hoor wat ek sê. Hou net aan. Dit gaan kom. Nou as jy vir iemand soms sê hou net aan. En wat sê eintlik vir 'n persoon? Vashou. Ek soek een woord. Wat sê jy vir 'n persoon as jy sê hou net aan? Wag. Wag net. Wag net. Wag net. Ek weet baie keer as ek sekere plek doen, just hold on. I'm checking for you. Let me just make sure. Hold on. You understand? As 'n persoon sê, just wait. I will check. Die Here sê vanmôre vir iemand, hou net aan. Keep on going. Just keep on going. En soms verstaan ons, en ek vanmôre wat lesse saam met u deel uit die woord van die Here uit, waar Bybelfigure, waar die Here met Bybelfigure gepraat het, en deur moeilike situasies in hulle lewe gegaan het. But at the end of the day, their waiting was worthwhile. Baie keer dink ons as mens, dat wag is nie 'n goeie ding nie. Maar as 'n slogan wat ek een keer op die TV gehoor het, good things come to those who wait. Good things come to those who wait. Just keep going on. It's gonna come. Ek wil aanhaal die woord van die boek van Hebreërs. Hoofstuk 6 in vers 12. Ek gaan net so in 3 vertalings lees. Ek gaan dit uit die 53 Woordskap Bybel en dan die Amplified. Ek gaan met daai 3 lees. Hebrews chapter 6 and verse 12. As ons gereed is. Okay, hy is ook daarso. Sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en die woord langmoedigheid erfgename van die belofte is. Ek like die boodskap Bybel sê, moenie lui word om die Here te dien nie. Doen wat die Christen voor julle gedoen het, of die gelowiges voor julle gedoen het. Hulle het gekry wat God beloof het. Omdat hulle wat geduldig was en op hom bly vertrou het. Amplified Bible said, so that you will not be spiritually sluggish, but will instead be imitators of those who through faith lean on God with absolute trust and confidence in Him and in His power, and by patient endurance, even when suffering, and now inherit the promises. Wat 'n wonderlike woord is dit nie vanmôre nie. En ek wil kortliks 3 dinge saam met u deel. Gaan seker my kortste boodskap is. Want ek wil hê jy moet onthou wat ek sê. 3 dinge wat ek met u deel. En die probleem soms is, ons moet ophou om God te verstaan. Ons moet ophou om te probeer om God te verstaan. It's not possible. Die Here dink nie soos ek en u dink nie. Hy doen nie dinge soos ek en u dink dinge gedoen moet word nie. En daarom wil ek sê, u is vanmôre hier en somehow uit die Here in u lewe het hy dinge gespreek, mense het oor uw lewe gepraat en jy wonder. Mense sê die Here sê vir my, hoor jy een? Die Here sê vir my X, Y en Z, X, Y en Z, en jy wonder, en jy wonder, en jy wonder, en wat ook al.
En dit voel net vir jou, hoekom vat die storie so lank? Hoekom vat dit so lank? Hoekom lyk dit die ding wil net nie toe pas kom nie? Maar ek wil vir iemand vanmôre sê, if there's somebody that makes a choice, it's God. Eerste ding wat ek wil jou sê, God maak die keuses. En wanneer God iemand kies, wanneer God jou kies, en wanneer jou geroep dit, gaan hy dit wat hy vir jou gesê het, en waarvoor jou geroep het, gaan hy bewerkstellig. Maar dan soms is, Brandon, dat die Here moet 'n proses met jou gaan, om jou by die plek te kry, waar hy jou wil hê, van om jou onmiddellik van die plek af te vat, en daar te sit, kan jou verongeluk. Jy kan daar bo kom en jy totally mis, en jy weet nie wat gaan aan nie, because you never went through processes to get you to the place, so that you can understand, when you get that level, you need exactly to know what you're going to do. Soms verstaan ons dit nie. Maar kom ek sê, God maak soms die keuses in ons lewe. En as jy weet dat jou lewe volgens die plan van die Here is, wil ek vir jou sê een ding, you're not in charge. En dis die probleem. Dis die probleem van die mens. They want to be in charge. Maar as die Here 'n plan met jou lewe het, as die Here weet wat hy met jou wil doen, ek garandeer jou sommer nou, jy's uit die plan, jou planne is uit jou uit, is God se planne vir jou lewe. Jy kan maak net wat jy wil. En ek gaan dit kortliks remind. Ek het al in standaard 8 toe kry ek al 'n beurs. Hy het toe ons landmeter. Wil ek landmeter word? En wanneer die Here 'n plan op jou lewe, man, jy kan wat maak en doen net wat jy wil. Jy kan wat se ding in plek sit. Die Here gaan jou planne vir jou derail. Van hy gaan jou vat op sy planne, because he has made a choice that he choose you to do that for a specific purpose, for a specific time. Gebruik hy en hy roep jou, sodat hy met jou kan praat. En deur jou kan werk. En ek sal het nooit vergeet nie. En ek gaan altyd sy testimony gebruik is, ek was, toe ek in graad 10 was, dat ek my taal praat, standaard 8 was, daai is my tyd. Toe ek in standaard 8 was, Brandon, was die competition so groot in die klas, om die beste te doen. It was great because, kry ek 'n A, dan is ek upset. Ek wil A+ hê. Because die ou wat 'n judge wil word, kry A+. Ek wil dinge sê, en ek wil hom wys, kyk die landmeter kan ook 'n A+ kry. En net een dag, toe kom 'n dame van Bloemfontein af, en kom die Riley hele ding. Sy kom een keer VCS toe, en was besig om te minister. En unfortunately, toe die gees die plek so oorvaardig word, toe gaan ons overtime. Want toe bid ons en almal lê op die vloer, nadat ek klaar geminister, en sy staan op en sy sê, you are called for ministry. Ek was 16 jaar oud. En dan, jy hoor nie lekker nie. My kon vertel, wat praat jy nou? Sy sê, jy kan maak wat jy wil. En die eerste ding was, wat study jy? Ek sê vir nee, ek study om in die landmeterwêreld te gaan. Sy sê, forget it. You are called as a minister. Die Here die reël die hele plan. Ek wil jy moet hoor wat sê ek. Ek slag al my vakke. Ek dryp 2. Raai wat se vakke? Afrikaans en Engels. Ek kan nog verstaan, ek sê Engels het klonk nie, maar Afrikaans. En Brandon, toe word ek nou in die klas geroep, juffrou vra, is daar problems by die huis? Wat gaat aan by die huis? Is daar familie issues? Because, dan sê jy nie, ek sê nie, juffrou, as niks problems nie. And this lady from somewhere, Bloemfontein, hoor juffrou, sy sê, juffrou, moet nie nog met hom baie praat nie, hy is geroep, die Here die reël hom, hy is geroep,
Nou vra die juffrou, wat is geroep? Ek vra vir haar, wat is geroep? Hoekom vra juffrou, wat vir my wat's geroep? Sy praat van geroep. Juffrou sê wat? Ek sê, juffrou, I don't know. En ek fail graad 10 en ek verloor die beurs. Ons weet mos as jy dryp, beurse val weg. Disappointed. Man Sarah, never did I know that God has another plan. Because he already made a choice. Hy het al reeds 'n keuse van die grondlegging van die aarde gemaak. Dit is wat hy met jou gaan doen. Dawid in die Bybel was nie gereken om 'n koning te word nie. Luister my mooi wat ek sê. Toe die Here vir Samuel na Isaai se huis toe stuur, was Dawid nie in rekening nie. Hoor wat ek nou vir u sê. Hy was nie in rekening nie. Hy was 'n seentjie, 'n jong man wat skape opgepas het. Jy moet luister wat ek sê, because soms kies die Here mense wat ek en jy afskryf. Dan kies die Here juis daai mense om u te wys wie hy is. Soms gebruik die Here die domste persoon of die persoon wat nie die slimste is nie, gebruik hy om die wysheid van die wêreld verkeerd te bewys. Soms gebruik die Here, die Adam, mense wat nie kan lees nie, mense wat nie kan skryf nie, gebruik die Here om vir iemand te wys wat uit tersiêre onderwys uitkom, tot wat toe in staat is. En moet verkeerd verstaan, ek het niks teen tersiêre onderwys nie, ek het niks teen studie nie, ek sê wat ek sê nie, lees tog reg wat ek sê, of luister reg wat ek sê. Ek maak nie voor wat die Here soms doen, en ek sê nie die Here kies nie mense wat geleerd is nie, no ways, dis nie wat ek sê nie, maar soms wil die Here net die wêreld se wysheid verbaas, vir wat hy kan doen. En soms maak hy 'n choice wat ek en jy nie altyd mee saamstem nie. But he knows definitely, hy weet beslis, dit is die keuse wat ek maak, en dit is waartoe ek met die persoon wil gaan. En hy kies vir Dawid, want Dawid se broers was gevaarlik geweest. Sommige was politicians, want hulle was in die army geweest. Hulle posje, die uiterlike voorkoms het vir die manne gewys, dis is royalty. Die Here sê vir hom, hy sê vir Samuel, ek kyk nie na die voorkoms nie. Ek kyk nie na die voorkoms van mense nie. En soms in die kerk maak ons dieselfde fout. Ons kyk mense met die voorkoms, hoe hulle lyk, wat hulle aantrek, hoe hulle is, en dan wil ons assumptions maak, terwyl God besig is om hy persoon se hart en lewe te werk, en dan kyk hy verby jou, because jy kyk na die uiterlike, terwyl God na die hart van die mens kyk, terwyl God kyk na wat hy daardie persoon kan doen. En soms mis ons dit in die lewe, van ons hou te veel mense uiterlik dop, as wat ons werklik waar sien, wat die Here kan die persoon doen. Change your perspective on people. Because the very same person sometimes that you write off is the one that God's going to use. Because He chose that person. He created that person. Hy het daai persoon gemaak in sy image. En hy gaan die persoon, as hy 'n plan het vir die persoon, gaan hy keuse wat hy persoon gemaak het, gaan hy bewerkstellig. En ek wil na die tweede ding toe gaan. En omdat God die keuse maak, het hy die plan. Do you think God just make a choice? Hy kies dit een, is dat sy plan nie? He always has a plan. Jeremiah 29:11. I know. As jy Jeremiah wat praat nie, God praat. Hy sê, I know the plans I have for you. Nie die planne wat jy het vir jou nie, die planne wat ek het vir jou, sê die Here van die leeskane. Plans to prosper you, to give you a good future, and not to harm you. Die Here se plan is nooit om jou seer te maak nie. Hy gaan jou deur 'n toets vat soms. Maar een ding verseker, the fire of the Lord is not there to burn you, but to bless you. And the fact that He just put you to the fiery furnace is not to kill you or to burn you. He wants to clean you, so that He can see the reflection of Himself inside of you. And when God sees Himself inside of you, it's done. Ek kan nie sê load shedding, die ligte is aan. Dinge begin so in plek te val. Things started to happen. Dinge begin gebeur. Dinge val in plek. Ek like die skrifgedeelte in Filippense 1:6 wat sê, van een ding is ek verseker, ek hierdie boodskap Bybel uit. Dit is God wat alle goeie dinge met julle laat gebeur.
Hy sal dit vir julle bly doen tot op die dag wanneer Christus weer kom. Hy sal julle nooit in die steek laat nie. Daarvan kan julle verseker wees. As iemand vir my dit sê, ek glo. Al sê hy vir my hardloop deur die vuur, ek gaan nie nog vra nie, ek hol. As hy my sê, ek het die plan, maar jy moet deur die vuur gaan om by die ander kant te kom, ek hol. But the problem sometimes is, die problem sometimes is, as jy nie 'n relationship met die Here het nie, gaan jy hom nie glo nie. If you don't have a relationship with God, hy kan vir jou wat sê, selfs in die moeilike tye, en jy gaan dit nie glo nie, because jy sien dinge, wat is carnal in Afrikaans? Vleeslik, né? Jy sien dinge vleeslik, en jy sien dit in die gees wat die Here vir jou wil doen nie. Because God is able to do more than we can ever think or imagine. As hy sê hardloop deur die vuur, hy het dit dan met Sadrag, Mesach en Abednego gewys. Jy kan in die vuur gaan, dan kom jy blinker uit as wat jy was. Toe Sadrag, Mesach, Abednego was nie meer sy Abednego nie, was 'n Abednego after that. Dis maar net 'n grappie daai, hoor. Jy sê Jonah het nie die plan van die Here verstaan nie. En soms doen die Here, en wanneer soms 'n plan het, kom ek sê vir wat doen die Here soms? Die Here sal jou uit na jou vyand toe stuur, of hy stuur jou vyand na jou toe. Gonna prove you. Gonna prove it to you. Jonah het niks gehou van die mense van Nineve nie. Maar God het 'n plan gehad vir die redding van Nineve se mense. Brendan, let me tell you something, my brother. Whether ek en jy dit like of jy like nie, as die plan van die Here is dat jy vir iemand moet sê wat jy haat, die woord moet gee, God gaan jou force om dit te gaan doen, om jou by die plek te kry waar hy jou wil hê. Maar kom ek sê vir jou, die Here werk so, ne? Die Here werk so, hy doen nie net 'n plan sommer net omdat hy 'n plan doen nie. Net soms, en soms as ek en jy nie wil hoor nie, dan vat jy jou net 'n bietjie harde roete om. Hy vat jou net 'n harde roete om. Wat maak Jonah? Hy wil nou vir die Here wys, die plan gaan nie werk nie, gaan dit nooit doen nie. Die Here sê, "Hou wys." Jonah dink as ek Here kan maak, ek gaan jou wys. Die Here sê, "Oké, wys my, ek gaan jou nou wys wat maak ek." En die Here maak omdat God in beheer is van die aarde en die volheid daarvan, maak die Here sê so onstuimig en so aan, en die Here en die manne praat, wie iets aangevang, because die manne weet, die storm was nooit so gewees, iemand moes iets aangevang. Waarom slaap jy so? Waarom slaap jy so? Hy kon nie anders, hy sê, ek het die Here leed aan gedoen. Hy sê, gooi my oorboord. Hulle gooi Jonah oorboord. En dan ek lag so, ek was een keer by 'n service. Ek was een keer by 'n service. Is net 'n joke. Iemand was ordained. En die man kom. He said, and God said, hallelujah. God said, he sent a great shark. And the great shark is Jonah. I said, Here, help tog vir die great white shark. Ek dink seker Jonah seker het mekaar het geskeer as dit die great white shark was. Ek weet eendag die Bybel praat van 'n great fish. Die Here het 'n great fish gestuur. Prys sy wonderlike naam. En die Here bewerkstellig dit so. Ek wil jou wys. En ek like die slogan van die A-team van Hannibal. Hoor hoe lag hy mense? Is groot mense wat weet waarvan lag ek. Hulle weet die mense wat A-team gekyk het, Brand, ek weet nou jammer vir julle ons het nou groot raak verstaan. As die ding by die A-team gewerk het, dan sê hy man, dan staan hy met sy kar, I love it when a plan comes together. I just love it. Dis julle tyd, man. Julle dat speel nou ja. Dat speel nou vir julle, ja, hulle leer dit nou, maar hy is ons tyd se goede. Ja. Bestaan. I love it just when a plan comes together. Jy weet wat maak die Here? Die Here stuur vir Jonah 'n great fish, na die great fish, en die Here laat Jonah vir 3 dae in die buik van die Jonah was letterlik dood gewees. En God praat in die doderyk met hom en Jonah bely in die doderyk met God. En die Here spoeg Jonah uit. Wat jy weet die significant van die ding is, the people of Nineveh het visse aanbid. Now imagine, here comes the great fish.
they see their great king coming. And out of their great king must be the king of the fish. They thought it was Jonah. But Jonah orchestrated, and Jonah said, no, the greatest king of the fish and me, he is the Lord Jesus Christ. He is God the Savior, the God of Israel, Isaac and Jacob. Wat maak die mense van Nineve, die koning kool 'n vasdag en die hele stad bekeer. Die hele stad bekeer en kom tot inkeer. Soms is God se plan nie vir jou bewerkstellig nie. Luister wat ek sê. God se plan is nie altyd vir jou bewerkstellig nie. Dit gaan altyd, ek wil hê jy moet mooi verstaan, it's never about you. You are not saved. God doesn't call you for you. He call you for somebody else or something else. For a greater purpose is God calling you. So that people needs to be, his plan is about salvation, salvation and salvation. Die Here werk so, en ek kan vanmiddag vir u sê, dat die Here gaan in elkeen van u se lewe werk, whether jy kan hier dit van hou of jy van hou nie, of as dit lyk of as dit lyk nie, of die Here jou vyand uit toe stuur of jou son toe stuur, he's gonna do it, but his plan will come together. Om plan gaan tot bewerkstelling kom. En ek kan vanmôre vir u sê, en ek sluit af vanmôre deur die gedagte te sê, wanneer God sy plan bewerkstellig, is dit nie volgens jou skedule nie. Is volgens sy skedule. Volgens sy skedule. En as ek praat van volgens die Here se skedule, Dawid was op 'n jong ouderdom. Ek gaan net terug na Dawid toe. Hy was op 'n jong ouderdom. Dat ek hy kan toe gaan, toe dink die mense ek praat nou met julle. Dawid was op 'n jong ouderdom op Saterdag. Was hy gesalf as 'n koning. Hy was 'n skaapwagter. Toe sê die Here, as nog een wat hier is, roep hom. Die Here salf hom op 'n jong ouderdom. Maar hy is koning geword 30 jaar later. Ek wil jy moet hoor wat ek sê. Nie volgens jou schedule nie, volgens God se schedule. Wat moes Dawid deurmaak in hy 30 jaar? Hy word gesalf as koning, hy moet 'n reus doodmaak, sy spruit word gesien, hy moet vlug vir koning Saul se spies. Daar was 'n plek wat hy moet aan 'n spilong moes weggekry het. Kom ek sê vir u, there will be times in your life that you won't understand what is happening to you. But just remember, he was there all the time. Die Here beskerm Dawid al die tyd. Vir 30 jaar beskerm die Here vir Dawid. Want hy het hom al reeds gesalf op 'n jong ouderdom as koning van Israel. En God beskerm hom. Wat maak Dawid? Dawid lig in sy hand vir koning Saul op. Hy staan by Saul se kooi net so by hom, met sy sword in sy hand en so by koning Saul. En hy raak hom nie aan nie. Hy het die opportunity gehad om hom dood te maak, maar Dawid het geweet, ek kan nie die gesalfde van die Here aanraak nie. I want you to be encouraged this morning. Dit lyk miskien dit wat jy doen en dit wat jy na uitkyk vat lank om te kom. Hoor wat ek vanmôre vir sê, dit lyk dit vat lank om te kom. Daar was op 15 jaar oud op my lewe geprofesaai. 35 jaar later, of ek sê 20 jaar na toe, 35, toe word ek ingesalf as predikant. It took me 20 years, and through the 20 years was years of development, times of teachings, times of preparing, times of fasting. There was a lot of things happen. Asan sê hy kan hulle hoor, het was tye wat ek aan die susters bid hier moes gewees het, en allerlei klomp dinge, word sommer gesê ek is 'n moffiejok. But it was fine. Look where I'm standing today. I was patient enough because I know what's God's purpose for my life. As jy weet wat so God se doel met jou lewe is, en ek like die woorde wat Dr. Miles Monroe sê, if you know your purpose and you live your purpose, when the day comes for you to die, you will accept death to come to you because you have lived your purpose. But why people don't want to die is because they didn't live their purpose. Dis waarom mense nie wil sterwe nie. You're not gonna die until your purpose is complete. That's why Paul could say, I have fought the good fight. I have kept the faith. And I have finished my course. Now, die nou sê, jy kan maar kom dood, ek verwelkom jou. Ek het gedoen wat moet gedoen word. Ek is pleased en ek is satisfied. Ek kan maar gaan.
You're not going to die before your time. The purpose and the plan that God has for your life, He will bring it to pass. But listen, not on your schedule. Not your plan. It's not your choice. It's all belongs to God. Kom ons let ons hoor. As daar iemand in die plek wat vanmôre sê, Here is ek is gereed. Net soos U wil, Heer. Ek gaan eendag voor U staan saam met my. Sê, Lord, here I am. I'm ready to do your will. U keuse, U plan, Here, en U skedule. As iemand vanmôre wat saam met my staan, sê vanmôre, thank you, thank you, thank you. Of wie voor het kom, jy kan net daar staan. Is there somebody else? Hallelujah. Hallelujah. Net soos U wil, Heer, doen dit met my. U is voor meerder, ek is die klein. Vorm my en maak my, net soos U wil. Ek sal my oorgee, wagtend en stil, wagtend en stil. One more time. Net soos U wil, Heer, oh, net soos U wil. Net soos U wil, Heer, doen dit met my, doen dit met my. U is voor meerder, oh, U is voor meerder. Ek is die klei, ek is die klei. Oh, vorm en maak my, Heer, vorm my en maak. Net soos U wil, net soos U wil. Ek sal my oorgee, Here, ek sal my oorgee, wagtend en stil, wagtend. Ons staan vanmôre, Here, en ons is wagtend dat U keuse in ons lewe moet maak. Ons is daarvan bewus, Here, ons kan nie U voorskryf nie. Daarom ons soos die klei is, Here, omdat U die pottebakker is, net soos U wil. Laat U plan, U gedagtes wat U omtrent my het, Here, doen dit net soos U wil. Here, nie op my schedule nie, maar net soos U wil, die tyd wat U wil vat om my by die plek te bring waar U wil ek moet wees, en wat U deur my lewe wil bewerkstellig, Here, doen dit. Ons is bereid, Here, terwyl ons staan, ons hande lig, Here, is ons bereid dat U deur ons moet werk. Ons wil werk hê vir U is. Ons wil werk hê vir U wees. En ons wil hê, Here, dat U in ons lewe en deur ons lewe moet werk. Dankie, Here, vanmôre dat U woord met ons gepraat het. En dat U woord ons gaan help, Here, dat ons patiently gaan wag. Van die woord sê, die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. Help ons om te wag, Here, dat ons nog steeds in die reis sal, that we will keep on going on. Dat ons vas sal hou. Dit is amper daar, ons is amper daar. Here, help ons dat ons nie voor die tyd uit die blokke uit wegspring nie, sodat ons gediskwalifiseer kan word nie. Maar Here, dat ons na die skoot luister as hy afgaan, dat ons gereed sal wees
om Here die resies te complete, dat ons soos Paulus sal sê, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou, en ek het die Here, en ek het voluit en end uit aangehou. Baie dankie vir môre, Here. Word verheerlik in ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam. En met danksegging. Amen en amen. Praise God.